Die gesegde is dat in elke joernalis skuil daar iemand wat eintlik 'n skrywer wil wees. Ek het kortverhale geskryf, hier en daar gepubliseer gekry, gedigte geskryf, skryfkursusse bygewoon, maar nadat ek parlementêre diens gedoen het in die persgalery in die Kaap vir 'n paar jaar en ek was vir 'n jaar gesekondeer Stellenbosch toe om opleiding van die journalistieke ondersteunende te doen, is ek terug Bloemfontein toe. En in my tweede jaar terug in Bloemfontein, wat 2010 was, het die Universiteit van die Vrystaatse Tale Departement begin met 'n MA skryfkursus of 'n MA kursus in kreatiewe skryfwerk. En ek het besef dit is nou of nooit. Daar's 'n boek in jou en jy moet hierdie kursus doen. Ek het ingeskryf en die graad uiteindelik behaal, maar die tweede jaar van die graad moes ons 'n manuskrip of 'n deel van 'n manuskrip lewer wat volgens my promotor se oordeel publiseerbaar sou wees. En dit is waar Lens vandaan kom, alhoewel die Lens soos wat hy in sy formaat hier is en die Lens wat destyds gebore is dieselfde, maar dit verskil ook 1000-voudig. Okay, so jy raak groot nuusgebeure van destyds aan, né? Jy los selfs die opspraakwekkende Smit-moorde op. En jy verduidelik vir die leser waarvoor staan Raatem, wat destyds mos met daai gruwelmoorde met rooi spuitverf op die mure geverf was. En net terloops, as jy daarvan gaan oplees, dit is nog nooit opgelos nie. Dit is onopgelos, niemand weet werklik wat daar gebeur het nie, maar jy het binne in jou boek, het jy 'n teorie. Nou jy verweef fiksie en die werklikheid op 'n baie knap manier. Ek het die boek baie geniet terloops en ek het gedink dit is baie slim gedoen. Is wat jy skryf in jou boek dalk jou eie hipotese oor wat werklik daar gebeur het? Ek los nie regtig die Smit-moorde op nie. Ek gebruik dit as 'n ankerpunt en dan ontwikkel ek 'n parallelle storie daarnaas wat ek wel oplos. So ek noem die Smit-moorde en alles wat ek oor die Smit-moorde skryf is teorieë wat vrylik op die internet beskikbaar is. So ek het gewerk net suiwer met die bespiegelinge, wel die twee stories gehaak en gedramatiseer, en wat ek nie geweet het nie, en dit is dalk ook goed so, is dat die Smit se dogter Lisa het 'n voorlegging ingedien by die Waarheid en Versoeningskommissie. En dit moes dan 1996, 97, 98 daar rond gewees het. En die Waarheid en Versoeningskommissie het ook nie die Smit-moorde opgelos nie, maar hulle het gekom met 'n uitsluitsel. En die uitsluitsel was dat die Smits is vermoor deur 'n moordbende wat deel was van die veiligheidsmagte van die vorige regering. En lesers sal maar self moet gaan kyk hoe strook my oplossing dan met die teorieë, en daar is ook baie samesweringsteorieë, so ek het maar baie geselekteer en meer gefokus geskryf, maar met die teorieë en dan ook met die uitspraak van die Waarheid en Versoeningskommissie. Die boek het my op baie laat terugverlang na die ou rokerige nuuskantore van ouds. Jy weet, waar daar werklik harde journalistiek gedoen is en mense was nie toe so PC soos wat ons vandag doen. Ons was nie so versigtig vir mekaar soos wat ons vandag vir mekaar is nie. Is Lens op 'n manier ook 'n ode aan die gedrukte medium en die werklike sit van om jou navorsing te gaan doen en nie alles op Google search te kry nie. Ja. In die eerste bekendstelling van die boek, wat gedoen is by Nallen, die Nasionale Afrikaanse Letterkundige Museum en Navorsingsentrum in Bloemfontein, het my kollega wat nou die hoof van Netwerk 24 in die Vrystaat is, Charles Smit, dit bestempel as 'n laaste saluut aan die nuuskantore van oud soos ons dit geken het.
en Henny van Deventer, wat die oud hoof van Nasionale Koerante was, het ook gesê veral die herbelewenis van die ou nuuskantore het hom aangegryp en dit is eintlik ook, soos jy sê, die laaste ode aan daardie tyd. Die hoofkarakter in die boek, die hoofkarakter, die mens, is Chris Smit, Chris Meyer, die joernalis, jong, voortvarend, en hy het besluit, hy gaan 'n groot scoop skryf, want dan kan dit seker vir sy ego nie te sleg wees nie, maar 2, hy het ook verskuilde motiewe gehad, maar daar's 'n ander hoofkarakter in die boek, en dit is die koerant soos ons dit geken het. Toe ek begin werk het aan die manuskrip, het ek nie geweet die verskyning van Lens gaan saamval met die afsterwe van die nasionale dagblaaie van ouds nie, en ek weet hier in julle omgewing verskyn die Burger nog steeds, en Volksblad hou ons nog steeds. 'n sentrale tema wat jy nou ook gesê het, die soort van subtekst daar in jou roman is journalistiese etiek, die integriteit van mediamense in die druk op die media om 'n bepaalde agenda te bevorder of 'n narratief te bevorder. Dis baie moeilik. Nou wat dink jy is die toekoms van nuus in hierdie digitale era en citizen journalism en fake news en beskuldigings van fake news, en as ek net nie hou van wat jy skryf nie, dan sê ek fake news. En eintlik is ek die een wat sê fake news, die een wat fake news versprei. So dit is so moeilik. Wat dink jy gaan gebeur? Wat is ons toekoms? Ware joernaliste, en ons is eintlik 'n bedreigde spesies, maar ware joernaliste wat geverifieerde nuus lewer, sal altyd getrou bly aan hulle vak en aan hulle self. Maar om dit te gaan haal by die begin, ook met Lens, dit sny terug na die ou spreekwoord van quis custodit ipsos custodus, wie bewaak die wagters, en dit is hoekom joernaliste se onkreukbaarheid so belangrik is, en dit word dan ook oor tyd opgebou, want as ek nie onkreukbaar is nie, en ek speel waghond oor die gemeenskap, hoekom sal my nuusdekking dan betroubaar wees? Op 'n manier gaan Lens dan oor die weeg van ware geverifieerde nuus teenoor fopnuus, en op 'n dieper vlak oor die waarheid teenoor die leuen. Maar soos jy tereg sê, elke iemand met 'n selfoon is deesdae 'n joernalis, en dit is so maklik om van die mure af te skree fopnuus. In die hele bestuur van die proses van gesonde nuusbestuur speel die redakteur natuurlik ook 'n kernrol, en daar word druk op jou gesit. 1, dat mense wil hê jy moet goed publiseer, en dit is goed wat hulle so goed laat lyk. En 2, goed wat hulle uit die koerant wil hou, dit is hulle sondes en skandes wat hulle sleg sou laat lyk. En dit is ook waar die Watergate model dan inkom, want ek gaan nou nie daar die hele proses herhaal nie, maar presies die Watergate model het ek verlede week in die KAK&K gesprek ook gesê, kan jy van toepassing maak op wat ons beleef het in die jare met Ysmagashule as die Vryheidspremier. Wat ek altyd vir my mense gesê het, is onthou, as ons iets nie berig het nie, kan ons altyd later daar berig. Maar as jy eers berig het, dan is die staaldeur oop en the horse has bolted, dan kan jy daardie deur nie weer, jy kan daai sluis nie weer toemaak nie, dan is as jy verkeerd was, dan is die skade gedaan. Ja, nee, dit is absoluut so. Ek het altyd 'n gesegde gehad, wat ek eintlik die eerste keer gehoor het by Ban Booyens, van maksimum waarheid en minimum skade. En dit is heeltyd die balanseertoer, want daar kan selfs gevalle wees waar jy die wet
oortree deur te berig, maar al oortree die wet is dit eintlik eties reg om wel te berig en dan die risiko van 'n topsaak teen jou te deurloop en al hierdie gevalle studies het ek eerstens deurleef en dit is ook hoekom ek naas die storie, want die storie is die hoofsaak in Lens, die storie is die drywer, maar ek kon al hierdie gevalle studies kon ek inbou as 'n subteks en ek weet ons lesers sal tussen die reëls deur ook. Absoluut, en dit is wat die boek so fascinerend maak. Gert, nou, wat is volgende vir Gert Coetzee? Ek het afgetree einde 2022. Daarna het dit my omtrent 18 maande geneem om die boek seker vir die 20ste keer finaal te herwerk en te herskryf en weg te sny en uiteindelik klaar te maak totdat ek geweet het of hy nou gepubliseer word of nie. Ek is tevrede dit is klaar. So ek wil nou net 'n bietjie voel hoe dit regtig voel om afgetree te wees. Ek oefen elke dag wat vir my baie lekker is. Dis eintlik maar deel van 'n lewenswyse. Ek probeer om minstens elke 2 jaar oor see te gaan, maar ek gaan na plekke toe. Die Berlynse muur word ook geopen in die boek. Dus ek hou daarvan om na plekke toe te gaan waar groot nuusgebeure afgespeel het. So ek hou baie daarvan. So selfs jou vakansies is nuusgedrewe. Oor 3 weke vlieg ek Australië toe, dan gaan ek in Pelle, Tasmanië toe en Tasmanië ry. So daar is lewe na aftrede. Ek geniet dit. Dit klink wonderlik. Ons is almal baie jaloers. Nou, hierdie boek, waar kan ons kykers vandag hom gaan koop as hulle hom wil lees? Ja. Die uitgewer is Turksvy Uitgewers op Turksvy se webtuiste. Maar ek het 'n vriendin ook in George, Anne-Marie Roux, en sy is 'n kommunikasiebestuurder van haar maatskappytjie Communication Excellence. En ek laat boeke by haar, dit is by haar ook beskikbaar. Anne-Marie is baie gekonnekt en sprankelend en ons ken haar, ons weet, yes. En sy hou van George en George hou van haar. So sy is my George agent. Wonderlik. Okay. Gert, baie dankie. Dit was heerlik om te gesels. Ja. En ja, ons doen dit weer volgende keer en dan praat ons oor die hele Watergate implikasies en wat daar in die Vrystaat gebeur het met dit sal baie interessant wees. Ja. Ek waardeer dit. Baie dankie en ek geniet George baie. Dankie. Ek geniet Tasmanië. Ek is Elsje Skoonraad vir Groep Editors Aanlyn.